Ja, dis Vrouedag. Jo, en van my af ook baie seënwense vir al die mooi vroue wat ons vanoggend het. Maar o jette, 'n groot dankie sê vir ons manne hier by Harmonie Gemeente, want hulle het ons omtrent bederf. Het julle gesien? Dis die mans wat vir ons koffie geskink het vanoggend. Jo, dit was nou lekker geweest. Maar ek het vir die manne goue vraag hier. Maar voor ek by die vraagie kom, Hugo en Rita, dankie weer vir die geleentheid om hier te kan wees. Dit bly 'n voorreg, groot verantwoordelikheid. Maar prys die Here, 'n voorreg om sy woord vanoggend vir jou te bring. Maar manne, ek het 'n vraagie vir julle. Jy ooit vir jou vrou gevra, Skattebol, waaraan dink jy? En dan antwoord sy vir jou, ag sommer niks. Ek wil vir jou vertel, sy dink nie aan niks nie. Sy dink aan, ek wonder wat gaan ek vanaand gaar maak vir ete. Ek wonder of die kinders hulle huiswerk gedoen het. Ek het nou nie geteken nie. Ek wonder of daar nog melk in die yskas is. Ek wonder hoekom met my man nie sy wasgoed binne in die masjien mandjie gepak nie. En hoekom voor die mandjie? Ek moet nog daai WhatsApps antwoord. Gas, en ek het nou 'n paar e-posse wat ek moet stuur. 'n Vrou het nooit niks wat sy aandink nie. Haar kop is so besig. Hulle sê, wil ek vir julle vertel, ek weet nou nog tot in my lewe vandag nie wie's hulle nie, maar hulle sê, 'n vrou kan tot 37 internetbladsye ooplos. Dis nou soos ons sal sê tabs op haar rekenaar. Jy weet, daar's byvoorbeeld 3 wat sy musiek na luister. Daar's so 4 of 5 wat hang. Sy weet nie hoekom hulle hang nie. Daar's daar so 5 of 6 wat oppop. Mens weet hoekom pop hierdie bladsye op nie. Dan is daar so 3 of 4 wat sy op verskillende tye aan werk. So, jy moet nooit vir jou vrou sê, skattie, ontspan nie. Want as jy vir haar sê ontspan, dan onthou sy daai hoender wat in die vrieskas is. Ja, dis ons vroue, ons koppe is besig. As dit vanoggend jy is, en jy het so 'n vrou, of jy ken so iemand, eer haar. Ons sê sommer vanoggend vir die Here, dankie vir vroue, maar ook dankie vir manne. Want weet jy wat se slotsom kom ek by elke keer? Dis amper soos Esther in die boek se oom vir haar gesê het, you were born for such a time like this. Elkeen van ons het 'n spesifieke doel vir hierdie tyd van ons lewe. Vir nou. Is dit nie so nie? Amen. Sê 'n bietjie amen, want dis ons God. Jy's nie maar toevallig hier nie, jy's nie maar net 'n stopstraat nie, of jy nou 'n man is of 'n vrou is. God het 'n plan met jou en ek sê sommer vir die Here dankie daarvoor. Vriende, ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my stil te word, dat ons net God vra om sy woord vir ons te gee. Maar ek wil nie vir jou vra ontspan nie, want dan gaan jy nou dink, wat moet jy nou alsnog doen? Ek wil vir jou vra, word stil. En ek wil amper daai gevoel in my gees kry, dat ons skoene uittrek, en dat ons laag kniel voor ons God die Vader. Want hy is hier. Hy sê mos, waar meer 2 of 3 in sy naam vergader, is hy. So kan jy in jou geestesoog dink, hy is hier. Kom ons sluit net die oë. My Hemelvader, God almagtig, dankie dat ons hier voor U kan kom kniel. Dankie dat ons al ons baggage, al ons drome, al ons vrese voor U kan kom neersit. Dankie dat U 'n God van liefde is en wat vanoggend vir ons almal so nader hark en vir ons toe kom sê, my kind, ek het 'n plan vir jou. Ek het 'n doel met jou lewe. Ek is so lief vir jou. Gee dat ons U woord gaan hoor vandag, my Vader. Nie ons eie gedagtes, ons eie dinge nie, maar U woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Vriende, jy het seker gesien al hierdie titel, hoe lyk jou kantoor? En ja, ek weet, jy dink nou, ag nee man, ek het nou al lankal afgetree, ek het nie meer 'n kantoor nie. Iemand sê vanoggend vir my kantoor is daar in my slaapkamer, iemand anders se kantoor is by die eettafel, of is in sy motor, of ja, jou kantoortyd is verby. Maar hou 'n bietjie vas, want ek wil vanoggend se boodskap van God, kom so direk in ons harte in, dat jy nou nog gaan verstaan van kantoor. Ek gesels met jou oor Deborah. Ja, want dis Vrouedag, ons moet 'n vrou nou nader hark. Maar manne, moenie 'n fout maak nie. Elke woord van Deborah se storie is ook vir jou. Dis vir elkeen van ons. En ons lees van haar daar in Rigters. Maar voor ek nou by die Rigters begin, Rigters 4 en 5 gaan ons gebruik vanoggend, maar ek net so 'n agtergrond van Rigters, want dit is mos nou lekker as 'n mens bietjie ietsie meer weet. Nou hierdie gedeelte is toe die volk in die beloofde land was. Dit is nou gebeur, die gebeure hier het afgespeel na Josia se dood
en net voor Samuel op die toneel gekom het. Dit is so 490 jaar se tydperk hierdie. Maar as jy Rigters lees, wat ek het weer toe ek hier deurwerk, het ek hartseer geword. Dit is eintlik 'n hartseer storie aan die een kant, want ek en jy in die jaar 2026 is nou al amper 3000 jaar later, maar niks het eintlik verander in ons menswees nie. Ja, tegnologie het verander, ons gebruike, ons gewoontes, hoe ons praat, miskien hoe ons aantrek, maar ons menswees, glo dit nou of jy wil of nie, ons is nog dieselfde. En ek gaan nou vir jou wys hoekom. Want daar is altyd dieselfde soort patroon, dis asof ons mense net nie leer nie, net nie hoor nie. Kom ek sê vir jou hoekom sê ek so. Hierdie gedeelte het nou eers begin die Rigters, hulle het nou 'n leier gehad wat lief is vir God, vasgehou aan hom, en dan gaan dit goed met die volk. Nou die leier dood gegaan, Ehud, en die volk het opstandig geraak, en hulle het afvallig geraak, en hulle het daai houding begin kry van, my manier is die enigste manier, is die regte manier. Niks vreemder as wat ons is nie, daar's baie mense wat opstaan en sê, ek mag maar dit sê, ek kan maar so reageer, ongeag ander se gevoelens. Hulle was presies daar, en hulle het begin afgode aanbid. Nou dink jy ook miskien soos ek aanvanklik gedink het, ja, maar ons het nie meer beeltjies nie, ons aanbid nie afgode nie. Moenie 'n fout maak nie, ons doen, nê? Ons selfoon, ons rekenaar, ons TV, ons kinders, ons liggame, ons sport, voor jy jou kom kry is hierdie ding jou afgod. Want, sodra ek by daai plek kom, dat ek nie meer tyd het vir God nie, dat ek te moeg is en vanaand as ek gaan slaap, kan ek net sê, goeienag liewe Jesus, en as jy tevrede, sodra jy daar kom, dan is jy al klaar besig met afgooitjies, nê? Nie waar nie? En dit het nou met hierdie volk gebeur. Nou aanbid hulle afgode, en wat doen God? Hy gee hulle as het ware oor in hulle eie begeertes en besluite. Dis eintlik asof hy sê, maar as dit dan is hoe jy doen, dan doen hy dan nou maar so. En in hierdie geval wat ons nou gaan lees, het God hulle letterlik dan nou gelos en oorgegee aan die wrede koning Jabin van Kanaan. Ongelooflik wreed, net so wreed was die leier van sy weermag, Sisera. Gevoelloos wreed. En Kanaan was op daai stadium die Kanaaniete toe bekend vir dat hulle hierdie ysterstrydwaans gehad het waarmee hulle oorlog voer, ysterwiele. Ek hoor dis blykbaar die ekwivalent van 'n weermagtank vandag. Maar vir my voel dit as ek na die volk luister, hulle was so bang daarvoor, dis soos drones vandag. Daai ysterwaarwiele, almal was bang daarvoor. En Sisera het verder gegaan, hy het al Israel se al hulle wapens afgevat. Vir 20 jaar lank het dit so gegaan, hulle is so onderdruk vir 20 jaar lank. En dan gaan die patroon vol verder, dan kom die volk by 'n plek wat hulle besef, maar ek het God nodig. En hulle begin weer bid, en nader tot God. En dis hoe God is. Hy sien sy kinders kom weer terug, en dit is lief vir hom. En natuurlik wil hy weer help. Natuurlik is God se arms altyd gereed, as ons na hom toe gaan. En dis presies wat hier gebeur. En hy gee vir hulle weer 'n leier dan. En dan is daar weer hoop. Jy kan maar gaan kyk, dis 'n patroon wat gedurig herhaal, nog tot vandag toe. Dus hoekom ek gesê, dit was eintlik vir my hartseer as jy hierdie lees. Maar hierdie heldin wat ons vandag nou na toe gaan, is Debora, en ons lees van aan Rigters 4 en 5. Ek wil jou nooi om saam met my te lees, vers 4 en 5 in Rigters 4. Debora, die vrou van Lapidot, was op daardie stadium die leier van die Israeliete. Sy was ook 'n profeet. Sy het altyd onder die palmboom van Debora tussen Rama en Betel in die berge van Efraim gesit. Daar het die Israeliete na haar toe gekom om raad te vra en om hulle te help om hulle probleme op te los. Eintlik is hierdie, ek kan nou amper sê, amen en ons kan huis toe gaan, want is nou in 'n neutedop Debora. Maar kom ons stel gou vir haar, as ons vir haar 'n getuieskrif sou opstel, want dit is eintlik waar ek toe op 'n ou end by uitgekom het, met God se hulp. Ons is mos deesdae in 'n era wat iemand gaan na 'n plek toe en jy 'n getuieskrif hê. Debora se getuieskrif, wil ek gou 'n paar punte vir jou uitlig. Sy was 'n vrou. Ja, daar's baie ouens wat sê, mens weet nie of sy regtig getroud was met die Lapidot, en of dit bloot 'n verwysing is, omdat sy nou as respek vir haar nie, want jy hoor nooit van kinders of iets nie, dis nie belangrik nie, sy was 'n vrou, in 'n tyd van 'n manswêreld. God het haar opgerig in hierdie tyd, waar eintlik was dit 'n manier van die mensdom, dat die vroue word gesien, maar nie gehoor nie.
Partykeer is daar seker mans wat wens dit gebeur nog steeds, maar hier het God haar opgerig, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. Hierdie vrou het 'n verhouding met God gehad, en sy het wysheid gehad, en mense het van heinde en verre na haar toe gekom, daar onder daai palmboom het almal al geweet, dis Deborah se palm, hulle het haar daar gekry. Behalwe dit, sien ons, dat sy 'n rigter was. Daar was 12 rigters, net een vrou, sy is een van hulle. Nou rigters kom uit die tyd, net gou jou geheue verfris, van Moses, toe hy nou by die Israeliete mos uit Egipte getrek het die klomp se klagtes later so baie geword, dat hy toe leiers aangestel het om byvoorbeeld die nitty-gritty deel af te handel, die reg en orde te laat geskied, en Deborah was dit hier. Sy was daai een na wie die mense toe gekom het met hulle klagtes en hulle probleme, sy was 'n rigter. En dan lees ons ook, sy was 'n profetes. Daar was maar min vroue profete, kan jou 'n paar gou noem. Een is Moses se suster Miriam, daar was daar Gilda, wat ons in 2 Konings van lees, sy was 'n vroue profeet, dan Jesaja se vrou, Anna wat ons in Lukas 2 lees, en Filippus het 4 ongetrouwde sissies gehad, hulle was ook profete. Nou 'n profeet se werk was letterlik, dat hulle God se woord vir die mense gee. Nou dis hoekom ek hom bysit by Deborah se getuigskrif. Want sjoe, kan jy jou indink hoe 'n noue verhouding het sy met God gehad, dat hy vir haar, 'n vrou, woord gegee het om vir die volk te gee. Haar wysheid en haar manier hoe sy met die mense werk, het ook vir my gewys, hulle het respek vir haar gehad, want hulle het geluister as sy praat. Behalwe dat sy 'n profeet was sy ook 'n priester. Die enigste ander persoon wat 'n profeet en priester was Samuel. Maar sy was ook 'n priester. Nou priester het weer die mense se behoeftes na God toe gevat. Hulle het offerdiere geoffer om vir hulle sondes voor die Here. Nou Deborah het blykbaar nie diere geoffer nie. Sy was die Lindy, sy was die lofprys aanbidding, bidder, voorsanger, en sy het gepreek baie keer. Maar sy was ook 'n priester om die volk se nood voor God te bring. En dan sien ons, sy was 'n soldaat. Net so 'n bietjie hierby stil staan hoekom ek so sê. Rigters 4, God gee vir haar 'n woord dat hy gaan nou Sisera en sy weermag, die Kanaaniete in hulle hande oorgee. En sy roep vir Barak. Maar Barak was die leier van Israel se weermag. En sy sê vir hom in Rigters 4 vers 8. Sy sê vir hom voortdurende daar, sy sê vir hom, die Here gaan nou die Kanaaniete in ons mag oorgee, gaan veg. En nou antwoord hy haar in Rigters 4 vers 8. Hy sê, as u saamgaan, sal ek optrek. Maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie. Nou hier is iets wat ek onder die hoofie soldaat vir Deborah wil sit. Ons weet nie of sy met die swaardvisies gaan veg het nie. Maar hoor haar hart, hoor hoe mooi werk sy met hom. Maar behalwe dit, hoor hoe staan sy by die woord wat God vir haar gegee het. Sy het nie mooi broodjies gebak en probeer vir Barak vlei nie. Maar wie wat lees ek het 'n bietjie gaan kyk wat sê die Bybelkommentaarskrywers. Daar's 'n klompie wat sê hy was 'n lafaard, hy het agter haar rokspante weggekruip. Maar weet jy, ek stem saam met daai groep wat sê nee. Natuurlik was hy bang. Jy moet nou daai prentjie vir jou indink, dis hoekom ek vir jou hierdie agtergrond gegee het. Hulle het nie wapens gehad nie. En hulle moet veg teen 'n oormag van hierdie vreesaanjaende eierstrydwaans. Plus hierdie verskriklike wrede gevoellose Sisera. Ek verstaan hy was bang. Maar weet jy wat hoor ek en wat sien ek hier? Barak het nie omgegee om vir haar die volgende te sê nie. Hy sê vir haar in Rigters 4 vers 8, as u saamgaan, sal ek optrek. Maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie. Toe gaan sy verder en sy sê vir hom, maar hoor, ek gee nou sommer my eie woorde, as jy nie gaan nie, dis goed, ek sal saamgaan, maar onthou, die oorwinning gaan nie langs jou naam staan nie. Dit gaan langs die naam van 'n vrou geskryf is. Die van julle wat nou al lankal in harmonie is, weet hier goed 'n skitterende preek gehad oor hierdie vrou Jael, wat eintlik op die ou en Sisera doodgemaak het. Maar ek gaan nou nie daarop in nie. Maar Deborah, toe sy dit vir hom sê, dan sê jy nou dink, die man gaan dink, nee, nou is my hele image daarmee heen, laat ek maar gaan. Hy het ook nie dit gedoen nie. Hy was so werklik waar miskien bang, en sy geloof net te min, maar hy het haar geloof in God raak gesien. Ek hoor hier 'n man wat dit eer, en wat vir haar sê, jy moet saam met my gaan. En dan gee sy vir hom hierdie ongelooflike wonderlike antwoord in Rigters 4 vers 14. Sy sê vir hom, trek op, want vandag
Gee die Here vir Sisera in jou mag oor. Die Here gaan voor jou uit. Man, hierdie sin het in my hart kom vassteek. Die Here gaan voor jou uit. En ek dink in my geestesoog het hy dadelik gedink, nou maar reg, kom, hier gaan ons. En hulle het gaan veg, en God het vir hulle die oorwinning gegee. Skitterend, as jy hoofstuk 5 lees, dan sien jy hoe God die natuur gebruik om daai oorwinning te gee. Dit het gereën blykbaar, en daai ysterwiele het vasgeval in die modder. En Sisera se manne het uit so springkane weggespring en uit mekaar gespat. Barak het hulle agterna gesit en hulle uitgewis. En Sisera is op die ou end vermoor, nou deur Jael, en die koning Jabin is ook uitgeskakel. So hierna was die volk vir 40 jaar in vrede. Maar hoor hierdie, nog 'n stukkie wat ek wil bysit, oor Deborah die soldaat. Die vrou wat gevul is met God se gees en liefde, wat nie die Barak se leierskap ontken of misken het nie. Sy het hom geëer vir die leier wie hy is. Julle, ek hou hiervan. Sy's nie daar, hier's my swaard, ek gaan veg, ek het God se woord gekry nie. Nee. Sy sê vir hom, hier's die boodskap. Sy sê vir hom eerlik, onthou jy gaan nou nie die eer kry nie. En sy gaan saam en sy bemoedig hom, die Here gaan voor jou uit. Want weet jy hoe amazing is hierdie? In Hebreërs 11 vers 32 en 33 staan Barak se naam by die geloofshelde. Iemand wat 'n held in die geloof is, omdat hy koninkryke kon verower het as gevolg van sy geloof. Is dit nie 'n wow nie? Sê gou wow. Ja, want hierdie ou, hy het daai woord gevat, die Here gaan voor jou uit. Dit het sy vrees weggevat, hierdie vrou het saamgegaan. Dis vir my asof hy wil sê, ek wil net God by my hê. Is ek en jy nie baie keer op daai plek nie? Ons kastei onsself baie keer so, en dan sê, maar my geloof is so swak, is seker my sonde, en maar God het vir Moses sy broer gegee om te help praat toe hy die Egiptenare die Israeliete uit Egipte gehaal het, onthou jy? Hy het ook vir Moses 2 manne gegee om sy arms op te hou, toe hy moeg raak daai keer met die geveg, en sy arms, die Israeliete die geveg gewen, sy arms in die lug is, maar as hulle gesak is, dan het hulle nou verloor. So twee ouens sy arms opgehou. Dis okay met God. Hier is die ding, die eer vir die oorwinning was net nie langs Barak se naam nie, omdat sy geloof te klein was. Maar God het nie sy rug op hom gedraai nie, hy het hom nie gestraf nie. Die geskiedenis is herskryf omdat hy geglo het. En omdat hy iemand by ingehaak het wat hom kon bemoedig. Die Here gaan voor jou uit. Ek dink nie ons dink baie keer wat ons woorde vir iemand anders beteken nie, weet julle. Dit nou sommer net hier vinnig gedink. En dan nog 'n dingetjie op Deborah se getuieskrif. Sy was 'n digter en 'n sangeres. Hoofstuk 5 het sy geskryf, 'n pragtige gedig, wat so waar vrou se woorde is in die Bybel opgeneem. En as hulle het gesing, en sy en Barak het saam gesing hierdie lied. Nee, ek kan duidelik sien, hulle was saam in hierdie ding. Hulle het saam God geëer, om hulle oorwinning te vier. Maar nou kom ek by die kern van my boodskap. Weet jy wat staan vir my bo alles uit van Deborah? Is haar kantoor. Ja, sy het 'n kantoor gehad. Nie 'n fancy een soos wat die Romeinse owerstes gehad het met persiese tapuite binne in teen die mure, miskien 'n dier, ornamente en 'n mannetjie by die deur wat iemand se naam aftik, mag hy in of nie in nie. Nee. Haar kantoor was onder 'n palmboom daar in die veld tussen die berge. Dis vir my asof sy al die vensters in die mure afgebreek het, letterlik. Dis waar sy was. Onder 'n palmboom. Nou hierdie palmboom, ek gaan vir jou ietsie vertel van die palmboom. Palmboom in die Bybelse tyd is 'n simbool van oorwinning, regverdigheid en vreugde. Ek het so 'n stukkie getuienis hieroor. So 2009 trek ek en Eddie in ons huis in. En by die voordeur is hierdie 2 palmbome. Weet jy, in die eerste ruk in die aande sê ek vir Eddie, dis asof die geritsel van die palmtakke in my hart inkrap. Karring, ek weet nie hoekom nie. In so 'n mate dat ek op die ou ende Bybel toe gaan, en ek gaan soek toe, wat sê die Bybel als oor palmbome. Daai vers wil ek vir jou gee. Psalm 92 vers 13 tot 15, want ek sê vir julle, daar's geen manier dat dit net toevallig was, dat Deborah onder 'n palmboom was, waarna toe mense haar kom besoek het, en oud en jonk en arm of ryk het, belangrik en onbelangrik het daarna toe gekom nie. Hoor wat staan daar?
Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Weet jy hierdie vers wat hy vir ons beteken? Die regverdiges is as jy in God glo, as jy ons wat in die Nuwe Testamentiese geloof se tydperk is, ons het mos Jesus. As jy in Jesus glo, is jy regverdig. God sê so in sy woord. Jy's regverdig. Die regverdiges sal wees soos palmbome. Jy wat in Jesus glo, jy's onder God se oorwinning. Hy sê jy's regverdig, jy het sy vreugde. Hoor jy wat hier gebeur? Want hy gaan verder. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Ja, wonderlik dat jy kerk toe kom, maar hierdie is eintlik jou krag vind jy by hom. Daarom moet ons stilte tyd met ons God die Vader hê. Daarom moet ons kan bid en lees en met hom kommunikeer, want dis waar ons krag vandaan kom. Want hoor sy belofte. Hy sê selfs in jou ouderdom sal jy nog toeneem in krag. Betekende, want ons almal weet as jy ouer word, dan jy pimpels en plooie en jy het pyne wat jy nie weet waar kom hulle vandaan nie. Maar in jou ouderdom sal hulle toeneem in krag beteken wysheid. Die lewe gebeur met jou elke jaar wat jy ouer word, leer jy meer en meer dinge. Maar kan jy jou indink in dis amper soos vir God vir my en jou sê, die pakkie wat jy het vir my mense op hierdie aarde, as jy in my glo, as jy aan my vashou, as jy getrou aan my vashou, gee ek vir jou wysheid. Dis eintlik wat God vir ons hiermee kom sê. Want weet jy wat, waar hoor ek hierdie palmtak, hierdie oorwinning? As ons onthou vir Jesus toe hy op 'n donkie Jerusalem binne ry, het die mense palmtakke geswaai, palmtakke gegooi voor daai donkies. Hosanna van ons koning in die hoogste hemel. Maar dan lees ek ook in Openbaring 7 vers 9 wat sê, daar's hierdie prentjie wat geskets word, hierdie visioen, dat hy mense sien met palmtakke in hulle hande voor God se troon, as 'n teken van saligheid en oorwinning. Nou, kom ek by hierdie vraag, om vir jou en vir my te vra. En ek dink dis wat God vir my en jou wil weet vandag. Hoe lyk jou kantoor? Wat maak jy in jou kantoor? Is dit 'n plek waar jy net van 8 tot 5 jou werk afhandel en dan gou vaak word en gaan slaap want jy's moeg? Is dit 'n plek waar jy jou man verneder, jou vrou afjak, jou kinders verskree? Is jou kantoor 'n plek wat jy die deure en die venstertjies styf toehou want dis net jou privaatheid, dis jou omgewing, niemand moet jou hier pla nie? Is jou kantoor die plek waarin jy miskien vloek of skel of skree, woede herberg, bewaar, haat teenoor iemand, onvergewensgesindheid? Is jou kantoor die plek waarin jy nie kan wag om net die deure toe te maak, dat jy jou dinge kan doen wat jy weet eintlik verkeerd is vir die Here, maar jy wil dit daar doen nie? Of net dalk raak die Here jou ook aan soos vir my, en jy besef, ek wil nie so 'n kantoor hê nie. Ek wil 'n kantoor hê soos Deborah, 'n plek wat vol is van God se liefde, waarin ek met hom kan kommunikeer, enige tyd van die dag of nag, waarin hy my kan volmaak met sy liefde en sy genade. Here, ek wil 'n kantoor hê wat ek soos Deborah is, waar ek mense raak sien, sodat ek mooi met hulle kan werk. Here, ek wil 'n plek hê waarin ek met mense kan werk om vir hom te sê, weet jy, ek wil jou bemoedig. Die Here gaan voor jou uit. Ek wil 'n plek hê wat nie toe is met mure en vensters nie. Ek wil 'n plek hê onder 'n palmboom waarin ek kan regop staan, waarin ek kan jubel en juig en vir jou sê, weet jy, by Jesus is daar oorwinning. Hy sê ek is regverdig omdat ek in hom glo en by hom kry ek vreugde en vrede. Julle, dis ons God. Dis die plek wat hy wil hê ek en jy in moet leef en beweeg elke dag. Dis ons kantoor, ons hartskantoor. Ons almal het so 'n plek. Hoe lyk joune? Wat maak jy daar? Jy sien, om hierdie nog verder te vat, wil ek vir jou net saamvat oor Deborah te nalatenskap vir my, haar lewe. Iets wat ons elkeen by kom haal. 3 hoofgoedjies wat ek gou vir jou wil noem, haar leierskap, haar dapperheid en haar geloof, en dan is daar nog 'n dingetjie wat ek wil bysê. Maar sy was nie 'n leier, laat ek net vir jou vertel.
Ek lees nêrens dat sy 'n rits balkies langs haar rok vasgewerk het, of sertifikate teen daai palmboom vasgespyker is nie. Ek lees dit nêrens nie. Haar leierskap wys vir my, jy het nie daai goed nodig nie. Haar liefde vir God het gemaak dat sy elkeen raak gesien het. Daarom het die mense na haar toe gestroom. Sy het Barak nie verneder nie, sy het hom opgelig in die posisie waarin hy is. Sy het nie geskroom om vir Jael eer te gee nie. As jy hoofstuk 5 lees, dan sien jy in haar gedig, haar loflied, dan sy Jael se naam daar genoem. Sy het nie gehuiwer om ander mense eer te gee of erkenning te gee nie, want weet jy hoekom? Ek sien haar leierseienskappe daarin lê, sy was tevrede in haar God se liefde en omgee in dit wat hy vir haar gee en doen en is. En dan sien ek ook haar dapperheid. Daar's 'n uitdrukking mos wat mense baie keer gebruik om te sê, God doesn't call the qualified, he qualifies the called. Jy het dit al gehoor? Ek gaan kyk in 2 Korintiërs 3 vers 5. Ek dink dis waar hierdie uitdrukking vandaan kom. Want God het die gedeelte daaroor gaan, dat Paulus vir ons sê, ons bekwaamheid kom van God af. Ons dink nooit so daaroor nie. Deborah se dapperheid het in die eerste plek gelê in haar verhouding met God, haar liefde vir hom, en dit wat hy dan in haar lewe kom deponeer of uitlig. Maar haar liefde vir God het gemaak dat sy gehoorsaam aan hom was. En ons mis daai ding. Ek en Eddie gesels nou die dag hieroor, dat ons talente en gawes, gee God nie in die eerste plek vir ons. Julle, hy gee dit nie vir ons dat ons moet ryk word en 'n groot huis kan koop in baie karre en ek weet nie wat als nog nie. Amper verstik ek. Hy gee dit nie vir ons in die eerste plek daarvoor nie. Hy gee dit vir ons omdat hy vir ons lief is en omdat hy sê hy vir ons sal sorg. Daai is bederfies. Maar ons gawes en talente gee God vir ons sodat ons hom kan eer in die eerste plek en sodat ons ander mense daardeur kan bemoedig en help en saamvat hemel toe. Saamvat om oorwinning te kan hê. Saamvat om te kan weet hulle is regverdig en daar's vreugde in Jesus. Weet jy dit? Ek dink as ons daai fokus kan swaai. Here, dit is hoekom U vir my dit gegee het. Dit is hoekom ek hierdie talent het. Dis hoekom ek hierdie gawe het. Wat kan ek doen om dit aan te wend tot eer van U koninkryk? Ons raak baie gou bang, nee julle ouens. Ons word bang van die ekonomie. Ons word bang van, as ons hoor al hierdie oorloë, as ons hoor van mense wat aangeval word, gemoor word. Dit is verskriklik wat in die wêreld aangaan. Maar Jesus self sê vir ons in Johannes 16 vers 33 die volgende. Hy sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Dis God se belofte vir ons. Hy wil so graag hê ons moet op hom bly fokus. En dis wat Deborah gedoen het. Haar dapperheid het daarin gelê dat sy op hom 'n verhouding gehad het, op hom gefokus het. Daarom kon sy ander bemagtig en bemoedig. Daarom kon sy sê, maar ek sal saam met jou gaan om teen hierdie wrede ou te veg. Dit is nie omdat sy so oulik was nie. Sy was dapper omdat God haar dapper gemaak het. En dan die derde ding van haar is haar geloof. Natuurlik moes ek dit eintlik eerste gesit het, maar ek wil ietsie anders hierby sê, nou het ek dit vir hierdie derde plek gelos. Vriende, alles wat ons doen, ons hele menswees, sal verander as ons fokuspunt kan raak, my liefde vir Jesus. Ek wil glo, ek wil in hom vashou. Weet jy, Deborah se kantoor wat onder hierdie palmboom is vir my so tekenend van, dis die soort vryheid wat God wil hê ek en jy moet hê. As ons vir hom lief het, dan hoef ons nie so toegeskulp te bly in ons bang wees van, Here, ek het nie selfvertroue nie, Here, ek is maar 'n skaam mens, Here, ek kan nie eintlik praat nie, ek is nie so mal oor mense nie. Weet jy, as jy God het, dan bemagtig hy jou, as jy net uittree in gehoorsaamheid. Geloof, Deborah se geloof het gemaak, dat Barak se naam in Hebreërs 11 staan. Ek wil vanoggend hierdie vrouedag oomblik gebruik, om eintlik 'n vriendin van my, van 40 jaar lank te eer. Omdat sy altyd hierdie persoon is, wat vir my so,
hierdie tipe Deborah mens is. Ek sien altyd in my gees as ek aan haar dink, hoe het sy soldaatklere aan en hoe kniel sy voor God. Want as jy vir haar sê, Cherie, bid asseblief, dan weet ek sy bid, want ek voel dit in my lyf en ek voel dit in my gees. Sy is daai werklike warrior vir Jesus, vir haar man, vir haar kinders, vir haar omstandighede, vir haar vriendinne. En sy is nou 'n jaar lank in remissie. Nadat sy 2 jaar lank 'n geweldige stryd gestry het met kanker. Geoperasies, chemo, wat noem jy die ander ding, bestraling, dat sy flenters was haar lyfie. Weggeteer, uitgeteer, verswak. Soveel keer het ek weggestap en ek dink ek, Here, het ek haar nou vir die laaste keer gegroet. Maar weet jy, dit is soos 'n goue draad, van dit ek haar leer ken het, ons kinders groot geword het, tot nou deur hierdie tyd, wat haar geloof vir my uitstaan. Daardie soort geloof van, Here, as U my vandag kom haal, dan is ek by Jesus. Maar Here, as U my hier hou, dan weet ek U kan my gesond maak as dit U wil is. En as dit nie U wil is nie, sal U vir my die krag gee om hier deur te gaan. Dit was sy. En dit is sy nog steeds. Dankie Vader, het haar so gesond gemaak, sy is amperkies weer haar ou self. En ek is seker, elkeen van julle ken so iemand, of weet van so iemand, wat geloof het, nie as gevolg van my omstandighede, of hoe ek lyk, of wat ek het nie, maar wat geloof het in God die Vader, hy, wat 'n see in 2 kan deel, hy wat kan reën bring, al sê die weervoorspellings, daar is nie reën nie, hy wat in 'n blinke van eye, jou omstandighede verander. Dis vir my geloof, en dis wat ek hier in Deborah sien, hierdie vreesaanjaende situasie, gaan veg teen hierdie wrede koning, maar God sê, hy gaan voor jou uit. Wil jy nie net vir iemand langs jou sê, die Here gaan voor jou uit nie? Sê gou, die Here gaan voor jou uit. Want hier is die ding, ekskuus my horlosie, haak nou aan mekaar hier vas, dat ek hom net gou hier afhaal. Weet jy, hier is die ding wat ons, miskien vir mekaar vra, maar wat kan ek doen, om my kantoor so in te rig, my hartskantoor so in te rig, dat ek 'n veilige plek kan hê vir mense om na my toe te kom. Wat kan ek doen vandag? Dan is die antwoord eintlik eenvoudig. Ek wil amper sê, gaan sit onder 'n palmboom. En dan wil ek vir jou sê, kies Jesus in jou lewe, want as ek nie Jesus kies nie, julle ouens, dan het ons niks. Hy is die begin, hy is die bron van ons geloof en ons dapperheid en ons hele wese, om leierskap te hê, of om 'n priester of 'n profeet te wees, of 'n soldaat vir Jesus te wees. Hy is die begin daarvan. Kies hom. En dan lees jou Bybel. Maar nou lees ons Bybel, ons sê ons sal hom lees, maar dit wat ons lees, moet ons mos toepas ook. As die Bybel vir my leer, moenie wrokkigheid in jou hart ronddra nie, moet ek dit stop. As die Bybel vir my sê, vergewe 70x7, moet ek kies, ek gaan vergewe. God sal daai ou uitsorteer, of die situasie. As die Bybel vir my leer, bid sonder ophou, dan is dit wat ek moet doen. So hoor julle, om ons kantoor 'n plek te kry, waar nie net die vensters en die deure oop is, en die mure somme af is, hierdie hartskantoor, dit is die vereiste, kies Jesus. Ek bid dat jy dit al gedoen het. As jy hier sit vanoggend en jy het nog nie, sê ek sommer nou, stink in jou hart, Jesus, vergewe my sonde, kom woon in my hart. Dankie Jesus. Doen net dit. En hy's daar, hy's by jou. Maar Deborah het een baie belangrike ding gedoen. Wat ons soms nalaat, ons kom staan hier, en dan weet ons nie altyd, moet ek nou sing of moet ek nie sing nie, want ek ken nie die liedjie nie, en die woorde klink vir my onbekend. Maar Deborah het 'n hele hoofstuk geskryf, as 'n loflied tot God, waarin sy hom eer. Jy wil nou miskien vir my sê, ja, maar ek is nie 'n voorsanger nie, is okay. Kan ek vir julle vertel, 'n 14-jarige meisie vertel vir my in die week, sy sê, sy is so verlief op hierdie ouetjie, hy is nou 16, sy sê, maar weet jy, hy sing, as ons lofprysing aanbidding, hulle het by hulle skool so lofprysing en aanbidding, sy sê, hy sing uit volle bors, maar hy is so vals. Hy was my so cute, hy sing uit volle, sy sê, ek hou so baie van hom, en hy is so lief vir Jesus, sê sy, hy sing uit volle bors, maar hy sing so vals. Julle ouens, die Here wil nie weet of ons vals sing en op noot is nie, hy kyk, wat gaan hier in ons hartskantoor aan.
ere kom, loof ek hom, sing ek vir hom 'n loflied, want hy's so amazing, hy's so God almagtig. Hy bederf my met so baie dinge. Ek wil vir u 'n loflied sing. Here, ek ken nie hierdie liedjie nie, maar ek volg hy woorde. Ek steur nie aan iemand wat vals sing nie, want ek glo vas die Heilige Gees swaai daai liedere in elk geval baie suiwer daarbo. Dis nie belangrik nie. Ons sing nie vir mense nie. Ons sing vir God. So kan jy jou indink wat in die geesteswêreld gebeur as ons oorgaan in lofsang en aanbidding. Koninkryke word van die verhoog afgevee daardeur julle ouens. En dis nog iets wat ek by Deborah kom leer. Sy sê in Rigters 5 vers 3 skryf sy hierdie gedig. Sy sê: luister konings, gee aandag regeerders. Ek sing tot eer van die Here. Ek prys die Here, die God van Israel met my lied. Mag dit ons hart wees. Ek prys U met my lied, Here. En dan sê sy in vers 9 en 10, julle moet die Here prys. Julle wat op bruin donkies ry, bedoelende julle wat die arme mense of die onbelangrike mense, julle wat op mooi saalkleedjies sit, die rykes, die belangrikes, julle wat op reis is, julle moet dit alles vertel. Vertel ons wat Jesus in ons lewe vir ons doen, julle. Vertel ek vir my kinders, vir my man. Roep jy jou man en sê, weet jy, dit voel vir my die Here het nou 'n wonderlike ding vir my gewys. Mans, roep jy jou vrou en sê, kom kyk hier liefie, kyk hoe mooi is die maan, kom kyk hoe mooi is hierdie toudruppels op hierdie roosblaar. Ek skoor nou browniepunte, maar my man doen dit vir my. Dit is so kosbaar, want dit is elke keer 'n getuienis, dit bring elke keer ons fokus by die plek. Dit doen ons God vir ons. Is dit nie spesiaal nie? Daarom moet ons getuig. Jy hoef nie van die verhoog af te kom om te preek nie. Maar ons getuienis kan teenoor ons man, ons vrou, ons kinders wees. Teenoor ons kollegas, ons vriende, julle ouens. Weet julle hoe wonderlik is die Here vir ons? En net 'n sin van Deborah het vir Barak gebring tot 'n totale oorgawe, tot 'n wen in daardie oorlog. Die Here gaan voor jou uit. Bemoedig ons nog mekaar, of is ons skaam vir ons geloof. Dit voel vir my as hierdie hartskantoor van ons se deure en se vensters oop is en die mure afgekap is, dan sal ons by daai plek wees waar ons ander kan bemoedig. Die Here gaan voor jou uit, want ek beleef hom in my eie lewe hoe hy elke dag voor my uitgaan. Jy sien, die orkes kan maar vorentoe kom. Vriende, ek wil vir jou nooi om vir jou te vra, gaan dink oor hoe lyk jou hart, hoe lyk jou kantoorhart. Vra vir God, dat hy vir jou sal wys, want hy sal. Jy sien, ek het hier 'n foto opgesit, mans vergewe my, dis nou Vrouedag, so daar's nou 'n foto in die prentjie, maar jy kan jouself ook daar pas. As jy 'n man, vrou, mamma, pappa, weet hierdie ding, daar's oorwinning in God se naam. Hy sê jy's regverdig, hy gee vir jou vrede. Papa, neem jou hoofskap op, jou priesterskap in jou huis op. Wees daar vir jou vrou en kinders om vir hulle die pad te wys na Jesus. Vroue, as ek nou die volgende een kyk en ek sien die profetes, ek sien hoe gesels sy met haar vriendinne. Ons elkeen het 'n profeet eienskap. Dis ons keuse of ons hom opneem, want God rus ons toe soos wat ons aangaan. Ons kan verander God se woord gee. Ons kan priesters verander wees, ons kan hulle woord na God toe vat. Jy weet, dis daai ding, kom ek bid vir jou, kom sit hier, ek bid vir jou. Of, kom bid saam met my. Nou, onder daai palmboom, wil ek vir jou weer herinner, is oorwinning in Jesus naam. Hy sê jy is regverdig, hy gee vir jou vreugde en vrede. Soldaat vir Jesus. Ek wil vir jou vra vanoggend, mans, bid jy vir jou vrou? Vra jy vir God om te help vir haar om al hierdie gedagtes te orden? In die bestuur en die hardloop van julle huis en in die klein sake in jou huis of in haar werk. Vroue, bid jy vir jou man, Here, beskerm my man as hy uit hierdie huis uitgaan of waar hy is. Bewaar hom van enige versoeking. Here, maak hom sterk. Help my om hom sterk te maak. En bid julle vir julle kinders? Bid julle vir hulle om te sê, Here, hou u hand oor hierdie kind van my vandag. Partykeer dan dink ons, dis maar net ons aanvaar dit, maar om 'n soldaat vir Jesus te wees, dis wat dit is. Bid vir my vriendin, bid vir my vriend, vir my kollegas, vir my baas. Ek kan vir hom bid, al is hy nie 'n leier van Jesus, 'n gelowige in Jesus nie. Hou aan vir hom of vir haar bid.
Dis ons rol, en dan mag ons almal 'n sanger of sangeres wees vir Jesus. Ons kan sing, ons kan lofliedere vir hom sing. Hoorie julle ouens, ek onthou van my kleintyd af nog vir Jesus met my saliggenot, en as die lewensstorme woedend sing ek altyd as ek so bang word vir iets. Daai liedjies wat jy jou kinders kleintyd leer, is wat hulle onthou as hulle groot is. Julle gaan dalk dit weet. Leer vir jou kinders koortjies van liedjies. Laat hulle weet, in ons huis sing ons geestelike liedere tot eer van die Here, want dit stig jou, dit maak jou rustig, dit bring vir jou vrede, en dit bring vir jou nog nader aan God. Vriende, ek wil afsluit. My hele gebed is vanoggend, dat hierdie boodskap wat God vir my en jou bring, hoe lyk jou kantoor? Dat jy 'n bewustelike besluit wil neem, Here, hierdie plekkie binne my, wil ek beskikbaar stel, tot uitbreiding van u koninkryk. Mag dit so wees, dat mense van jou gaan sê, man, ek kry jou onder Piet se palmboom. Vanmiddag kry ek vir jou onder Rita se palmboom. Waarna toe is jy op pad? Ek gaan gou daar na Koos se palmboom toe. Ons gaan 'n bietjie saam bid. Ja, vriende, ek bid, dat dit vir ons, daai teken sal wees, as ek onder die palmboom is, van God se genade en liefde, is daar oorwinning. Hy sê ek is regverdig, en by hom is daar vreugde en vrede. Amen. Kom ons bid saam. Here God, u woord vanoggend vir ons elkeen is, hoe lyk jou kantoor? Hoe lyk jou hart? Vader, my gebed is, dat u vir ons regtig waar 'n vrede sal gee, en 'n vashou aan die wete, ek kan nie my dag begin en eindig of deurloop, as u nie by my is nie. Here, ek kan net hierdie pad stap, as u by my is. Want ek weet u gaan voor my uit. Ek weet u is hier by my, en ek weet u hou vas my. Ek weet u vergewe my vir my sonde. Here, dankie daarvoor. Ek bid dat elkeen vanoggend in sy hart en haar hart gaan weet, Here, ek het u nodig. Amen. Vriende, gaan in vrede. Mag die Here se liefde en sy genade jou oorweldig vandag. Mag jy vrou wees en weet jy is bederf deur 'n wonderlike man. Here, ja, vriende, ja, mag jy weet, Jesus is die een wat voorloop, hy is lief vir jou, hy gee vir jou oorwinning, en sê vir mekaar, ek kry jou by die palmboom. Amen. Amen. Jy is welkom om nog koffie te drink en lekker saam.